sê as jy my skerm kan sien. Ek sien hom. Okay. Alright, kom ons kyk, ons spring gou in. As ons nou nie begin. As ons nog gou vinnig regmaak, dat sê. Okay, ek gaan nou nie julle almal kan sien nie. So as daar enige vrae is, hou dit, skryf dit neer. En dan sal ons bietjie later oor alles gesels. Hierdie is iets waaroor ek verskriklik passionate is, wellness. En ek gaan vandag my absolute hart uitstort hierso vir julle sodat julle gesondheid en genesing kan verstaan van 'n heeltemal 'n ander perspektief af. En ek wil amper sê volgens God se hart, want ons het al so ver weg beweeg van hoe dit eintlik veronderstel is om te wees dat ons dink die abnormaal is normaal. So vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Marilou Meyering. Ek is seker al oor die 20 jaar al betrokke in wellness op een of ander manier. Ek het begin as 'n personal trainer en ek het net met die passie wat die Here vir my gegee het ek net begin hardloop daarmee. Nou ek kry baie keer die vraag, wat het ek geswat om te weet wat ek weet vandag? En by jy weet watse kwalifikasies het ek en by watse organisasie is ek nou geregistreer en ek dink hulle sê ek is geroep deur die Here om hierdie boodskap oor te dra. En vir my is daai die grootste calling. So ek is nie geregistreerde enige iets nie. Ek is nie gebind aan enige organisasie nie en ek wil amper sê ek is baie bly daaromtrent want in hierdie wêreld word ons verbind en die mense wat wel geregistreerde nutritionist en dokters en so aan is, hulle moet onder 'n vaandel van sekere goeders beweeg en hulle mag sekere goed nie sê en doen nie. En dit is eintlik deel van die sisteme van hierdie wêreld wat ons dan nou gebind hou. Want hulle kan nie vir jou sekere waarhede sê nie, want die wêreld wil nie hê jy moet weet wat die waarheid is nie. Hulle wil jou siek hou. Daar's 'n agenda uit in die wêreld om jou siek te hou, om jou arm te hou, om jou ek wil amper sê in jou so 'n plek te hou dat jy verbind is aan die sisteme. So ons gaan bietjie verder daarmee praat vandag en julle moet verskoon, ek gaan 'n partykeer 'n bietjie Engelse woorde ingooi. Dis net hoe ek vloei. Okay, it's how I roll, soos hulle sê. So ons is almal geskape ons is 'n gees wat 'n siel het en wat in 'n liggaam lewe. Nou ons gees is saam met Ag, ekskuus Marilou, jou skerm wys nie. Wil jy graag hê jou skerm moet wys? Kom ons maak gaan net weer so. Ons het nou die dag op ons daai selfde probleem gehad. En hy het nou die dag in die helfte, so ek weet nie wat gebeur daar by jou nie, maar partykeer dan verdwyn hy weer. Dis hy. Ek gaan hom maar net vrou op die presentation, so hy gaan nou nie present nie. Julle moet maar verskoon, dis nou maar ons om gaan doen dan nou. Okay. Okay, so ons is 'n gees met 'n siel en 'n liggaam. Ons siele is gemaak uit ons wat hulle sal praat, jy sal sien in die Bybel praat dit van jy moet God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand en jou hele siel. Actually, dit gaan daaromtrent. En as jy daar gaan dink dan al daai drie goed is eintlik jou mind. Al drie daai, jou hart, jou siel, jou verstand, al daai goed is jou mind, as ek dit so kan stel. So dit is wat ons noem ons conscious mind, ons subconscious mind, ons unconscious mind. En so ons is 'n gees wat 'n consciousness het, 'n mind het en ons lewe in 'n liggaam, 'n fisiese liggaam. Nou ek wil vinnig net ook hierso stop en ek gaan vloei soos wat die Heilige Gees my werk, maar daar's 'n groot verskil tussen en ek gaan weer die Engelse woorde gebruik, maar daar's 'n groot verskil tussen ons vlees en ons liggaam. Our flesh and our body. En die groot verskil is een is actually jou, ek wil amper sê die een is jou gedagtes, jou human behavior, die ander ene is die tempel waarin God lewe. So wanneer ons daai twee partykeer dink mense nee, jou liggaam self, jou fisiese liggaam is wat jy moet neerlê. En dis nie regtig wat die Bybel sê nie. Hulle sê jy moet jou mind, jy moet jou flesh neerlê. Jou flesh is eintlik nie jou body nie. Jou body is waarin God se gees lewe en dit moet jy na kyk. So hou daai twee konsepte net by, hou hom op die rak want ons gaan daardeur werk vandag ook.
Nou ek wil 'n paar verse tot julle aandag bring. So Matteus 22:37 tot 39 is waar die disippels vir Jesus gevra het, maar van al die 10 gebooie, wat is nou die belangrikste? En ek vind dit altyd so interessant dat hulle daai vraag gevra het, want as human beings wil ons altyd die shortcut hê. Ons wil altyd weet wat is die belangrikste, ons gaan net daarop fokus. En ek voel dis amper wat hulle hier gedoen het. En toe antwoord Jesus hulle wonderlik, want hy som actually al 10 gebooie met hierdie twee op, waar hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dis basies die eerste 5 van die 10 gebooie is daai opgesom. En dan en hy sê daai is die grootste van dit. En dan tweede is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis die volgende 5 wat actually 10 gebooie is. Nou, dit is baie belangrik en ek gaan vir julle die verse gee en ons gaan later hulle deurwerk. Die tweede een is Johannes 3:16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En is so mooi in die Engels dan sê dit that you shall not perish. Nou as jy na die woord perish gaan kyk in Hebreëus, dan beskryf dit soos ek wil amper sê verbrokkeling of 'n veroudering. En ek glo regtig dat ons het the fountain of youth is in hierdie versie. Dat wanneer ons die versie sê nie die wat in Jesus glo gaan eendag wanneer hulle dood gaan hemel toe gaan nie. Dis nie wat hierdie versie sê nie. Hierdie versie sê sodra ons Jesus aanvaar. Renate, is ons nog reg? Ja, ons is nog reg. Sodra ons Jesus aanvaar in ons lewe en ons maak hom ons alles, dan wat ons doen is ons stap dadelik in 'n spasie van waar ons sou verouder het, sou vergaan het, stap ons in die ewige lewe in. So almal van julle wat 'n goeie verhouding met Jesus het, lewe al klaar in die ewige lewe. Ons is klaar in die ewige lewe. Onthou, want die fokus is op jou siel, op jou siel en jou gees. Jou liggaam is net die huis waarin dit heiliglik bly. En dis beautiful om dit so te dink. En dan Hosea 4:6 wat sê by volk gaan ten gronde teen 'n gebrek van kennis. Hierdie is so belangrik om te onthou. Genesis 2:15 wat sê toe die Here die God gemaak het, het hy hom geneem, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaar. So in die Engels beskryf dit dat God het vir Adam gesê, dis nog voor die sondevloed het hy gesê, hierdie is die aarde wat ek gemaak het, the earth, en jy is nou ambassadeur van die koninkryk en jy moet hierdie aarde bewaar en jy moet hom bewerk. So jy is die steward van hierdie aarde en jy moet hom steward en jy moet dit bewaar. En as jy mooi oor hierdie versie gaan dink, gaan jy onthou dat toe Abba ons gemaak het, het hy soil gevat, hy het die grond van die aarde gevat en hy het ons gevorm. So hierdie liggaam is uit daai aarde gevorm wat hy gesê het, ons moet steward en ons moet bewaar. So weer eens nog 'n bewys dat ons, ek glo, ek is vasbeslote dat die Here gaan vir ons vra, wat het jy met die tempel gemaak wat ek vir jou gegee het waarin jy moes beweeg? Want hoe jy na jou tempel kyk is 'n goeie indikasie dat jy verstaan dat jy het baie belangrike werk hier op aarde. En as dis soos om 'n kar te bestuur en as jy hom nie gaan na hom kyk nie, sy wiele pomp vir hom ordentlike petrol gee, sy vensters was, konstant bietjie suig aan die binnekant, weet sy engine laat kyk om deur sy dienste sit. As jy nie na jou kar gaan kyk nie, gaan hy breek. En dan gaan jy nie baie verder kan ry met hom nie. En dieselfde geld met hierdie liggaam van ons. En dan in Matteus 6:33 wat sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, al hierdie verse gaan ons omvat in vandag se gesels. So in hierdie wêreld, en dit is vir my so duidelik, daar is 'n absolute, ek wil amper sê, teenstand tussen die koninkryk van God en die koninkryk van donker. En waar jy dit sien is in wat ek noem 4 pilare van verhoudings. En hierdie 4 pilare van verhoudings knoop by mekaar vas. Die heel eerste een is ons verhouding met Abba Vader, met God, wat ons absolute bron is. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, wat ons absolute bron is. As jy nie ingeplug is by die source nie, gaan jou battery doodgaan en jy gaan nie dit van self kan doen nie. En so, dis waar alles begin. Ons verhouding met God is waar alles begin. As daai nie in plek is nie, dan is al 3 die ander gaan omval. Die tweede ene is die pilaar van verhouding met jouself.
Nou baie keer as ek praat van jy moet jouself lief hê, party mense raak nogal kan nie stil sit op daai idee nie, want ons vergelyk dit met nee, maar ek kan nie idle wees nie, of jy weet ek wil nie vain wees soos wat hulle sê in Engels nie. En dit gaan glad nie oor vanity nie. Nou is 'n verskil en daar's obviously 'n fine line ook. Maar wanneer jy jou pappa in die hemel ken en jy weet dat jy is in sy image geskape, dan is daar seker daar's 'n sekere standaard wat in jou lewe ontwikkel wat jy net nie gaan mee toelaat nie. So daar's 'n tipe van ek wil amper sê respek, nie net vir jouself nie, maar vir hierdie liggaam wat die Here vir jou gegee het om in te beweeg. En daar's 'n identiteit wat wakker word. Wat wanneer jy in daai identiteit staan van wetende dat jy's 'n kind van God, jy is hier om die koninkryk te verteenwoordig, en daar's seker goed wat jy nou net nie gaan toelaat nie, en ja, jy mag dalk completely soos 'n idiot lyk tussen almal wat andersins sê, maar dis okay, want ons is nie hier om mense gemaklik te maak nie. Ons is hier om die koninkryk te vergroot. Maar daarmee saam, wanneer jy daai respek en liefde vir jou liggaam en vir jou siel en vir almal het, dan wat gebeur is, jy begin jou naaste ook te invloed. En dit is dan how you love your neighbor like yourself. Hoe jy jou naaste gaan lief hê as jouself. So, vir my, as jy iemand sien wat regtig naaste is met ander mense, kan jy maar weet, dat daai selfrespek, daai identiteit in God bestaan nie in daai persoon nie. Want hulle sal ander mense hanteer soos wat hulle oor hulle self ook actually aan die binnekant voel oor hulle self. En dan wanneer ons, die 4de pilaar is die natuur, en dit is waar ons heerskappy is. En weer eens, nie om te dominate en te verbreek nie, maar om actually die koninkryk te verbeter en te vergroot, en om stewards te wees van dit wat die Here vir ons gegee het. Nou in die besigheid van wat my wellness besigheid fokus ons nogal redelik, al hierdie pilare is belangrik, maar die ene waarop ons gewoonlik fokus is daai self. Want die self word opgemaak deur obviously jou gees en jou siel en jou liggaam op hierdie aarde. So want ons gees, ons is already seated in heavenly places. So as julle verstaan wat quantum physics is, kan julle verstaan ons is al klaar op 'n paar verskillende plekke op dieselfde tyd. Want tyd en spasie actually bestaan glad nie in quantum nie, en ek gaan nie nou in quantum ingaan nie, maar dis 'n baie interessante topic. So in die self bestaan die siel, wat nou al jou gedagtes, al die verskillende areas van jou gedagtes is, en jou liggaam. En hierdie twee werk konstant die hele tyd saam met mekaar. Wat in jou gedagtes aangaan, gaan reflekteer in jou liggaam. Wat jy doen met jou liggaam, gaan weer affekteer in jou gedagtes. En om net vinnig vir julle 'n voorbeeld te gee. Ek wil gou vinnig 'n klein 2 minute oefeningkie met julle doen. So gee my gou 2 minute van net lekker relax. Sit jou voete plat op die grond neer. Half my diep asem, lekker 2 diep asemhaling. In en uit, en nog lekker weer diep asemhaling. En uit. En dan wil ek hê, maak gou vinnig vir my jou oë toe dat jy regtig jou imagination. As jou oë moet oop wees dat jy beter kan goed imagine, dan is dit fyn. Maar ek wil hê jy moet net gou vinnig rustig raak. En imagine jy is nou op jy's op vakansie by die see, lekker strandhuis wat soms so uitkyk op die see, naby aan die strand, en dis so warm soos wat dit in Durban kan raak, en verskriklik, die humiditeit is hoog, so dis warm en is balmy soos wat hulle sê. En julle is die hele dag uit op die strand en lekker in die see en die son, en laatmiddag kom jy terug van die see af, stap in die huis en dis beautiful open plan plekkie wat julle het, en die kombuis wat so open plan is daar groot vrugtebak met lekker vrugte in. En langs die vrugtebak is daar 'n houtsnybord met 'n lekker skerp mes. En in die vrugtebak is daar so groot geel sappige suurlemoen. So jy haal daai sappige suurlemoen uit en jy begin om te sny, en soos wat jy hom sny, loop die sap al so uit die suurlemoen uit. En jy's verskriklik dors want jy het nou nie baie water gedrink nie, en jy vat daai helfte van die suurlemoen na jou mond toe en jy druk daai sap so in jou mond uit. So, ek gaan net daar stop. Wie van julle, nou ek gaan nie sien nie, Renée sal kan sien, maar wie van julle het suurlemoen geproe? Wie van julle se speeksel het sommer so gespoeg? Jou mond het sommer so begin spoeg net om te dink aan daai suurlemoen. Okay. Wie van julle het actually 'n regte suurlemoen nou geëet? Ek glo nie een van julle nie. So hierdie is net vinnige bewys van hoe ons gedagtes
ons liggaam affekteer, want jou liggaam het dadelik respond. Okay? Want wat gebeur is, ons imagination kom nie uit ons frontal cortex uit nie. Ons imagination kom uit wat ons subconscious mind. Nou jy sal sien in die Bybel verwys, daar is daar baie verse oor van, weet, hoe 'n man dink in sy, how a man thinks in his heart, he shall be. Daar's baie verwysings na die hart toe. Maar jy dink nie met jou hart nie, soos jou fisiese hart nie. Jy dink met jou subconscious mind. En dis hoekom die skrif sê ook dat ons moet actually God se woord vat en op ons harte gaan neerskryf. Nou dis weer eens nie jou fisiese hart wat bloed pomp nie, dis jou actual subconscious mind. Want wanneer dinge in jou subconscious mind vasgevang is, dan is dit for life. Dit is soos wanneer jy leer om te bestuur, as jy net begin, dan moet jy nog oor alles consciously dink, maar wanneer jy nou al vir 20 jaar 'n kar bestuur, dan jy ry al plekke toe en dan kom jy daar aan en weet jy nie eintlik hoe jy daar uitgekom het nie, want dis so in jou subconscious al vasgemaak van hoe dit moet gebeur. Nou dis jou sielsgedeelte. Nou hoe jy dink in jou siel is wat gaan reflekteer in jou liggaam en wie ook die ander kant om. Dis verskriklik powerful. So as ons nou gaan kyk na jou liggaam self, kom ons kyk bietjie na die liggaam. Jou liggaam bestaan uit 12 verskillende sisteme uit. En ek wil vinnig hier sê dat al 12 van hierdie sisteme met elke liewe orgaan daarin is belangrik. Okay. Ons dink ons kan net sommer organe uithaal wanneer hulle ons pla. Ek sal regtig voorstel dat mense dit nie doen nie, want elke liewe stukkie is belangrik, want elke liewe stukkie werk saam met 'n ander stukkie vir jou beswil. Okay, so daai van that everything will work together for the good of those who love him, seriously, dit tel in jou liggaam ook, want elke liewe orgaan werk in sy stelsel saam met die ander organe in daai stelsel saam en al 12 sisteme werk saam. So dit sal nou wees soos jou bloedstelsel, jou spierestelsel, jou beenstelsel, al daai verskillende stelsels werk almal saam. Een van die grootste een van hierdie stelsels is ons gut. Okay, dit is ons wat hulle noem ons digestive system. En in jou digestive system, nou jou digestive system is nie net jou ingewandes, jou dikdarm en jou dun darm nie. Jou digestive system begin by jou mond en eindig by die ander kant uit. Dis jou daai hele ek kan amper sê paadjie is jou digestive system. So wanneer jy partykeer al selfs net kos begin ruik, begin jou brein al te werk met jou gut om te sê, daar's hierdie kosse en hierdie kosse en hierdie kosse wat kom en dit laat alles in jou digestive system regmaak vir daai kos wat op pad is. En in hierdie gut wat ek wil amper sê wat die intelligensie is 'n mikrobiese identiteit. Nou in ons stelsel, ons digestive teendeel in ons liggaam, maar in meeste van ons digestive system kry ons daar's 38 triljoen verskillende bakterieë, mikrobes. Nou die Okay. Ek dink maar kan jy my nog hoor? Ons hoor jou nou, jou wifi het 'n bietjie gedip. Okay. So wat ek probeer sê is daar is 38 triljoen verskillende mikrobes in jou digestive system. Dit beteken nie dat jy is siek nie, dit beteken eintlik jy is gesond, want daar's al studies gedoen van mense met ongelooflike goeie immuunstelsels en dan gaan toets hulle hoeveel mikrobes hulle het. Ouens soos byvoorbeeld in Indië of in Tanzanië wat in verskillende communities daar bly, wat tot en met 1600 verskillende spesies in hulle gutstelsel het. Meeste mense wat in die westerse wêreld bly, maak dit skaars tot en met 60. Okay? So alles wat in ons wêreld aangaan, kyk om ons mikrobiese identiteit te vertraag, want wanneer dit vertraag, kan ons nie sekere kosse verwerk nie, ons immuunstelsel val, en daar is 'n agenda uit om jou siek te maak. So, jy wil seker maak dat daai balans van bakterieë hoog bly in jou liggaam. Nou, wanneer jy 'n ordentlike, ek wil sê, stelsel het, wat gebeur daarmee saam is, jou hormone balanseer. So enige iemand wat sukkel met enige hormoon imbalances, sodra jy jou gutstelsel uitsorteer, dan balanseer daai.
jou brein werk beter. Hoekom? Want daar is so baie goed wat as jou gut nie werk nie, dan affekteer dit jou brein ook. Daar's 'n direkte lyn tussen hulle doen eintlik jou gut jou second brain. So jou gut praat konstant met jou kop. Nou as daar iets nie lekker is in jou gut nie, dan reflekteer dit ook in jou brein. Jou emosies word geaffekteer. So wanneer jy gesond lewe en jy eet gesonde, wholesome kosse, dan balanseer jou emosies. Jou energievlakke is hoog as gevolg van jou gut wat uitgesorteer is. Hoekom? Want as jy hoë inflammasie het, en ons gaan 'n bietjie inflammasie ook nou tackle, as jy hoë inflammasie het, moet al jou energie gaan om die inflammasie uit te sorteer in jou liggaam, eerder om vir jou die energie te gee dat jy kan dink, kan spring, kan hardloop, kan beweeg. So daar's 'n definitiewe effek op ons, op alles wat met hormone te doen het. En wat ons gedagtes en brein en mindsets te doen het. Nou, 'n gesonde gut affekteer ook wat hulle noem jou sirkadiese ritmes. 'n Sirkadiese ritme is dat jy 'n normale siklus het van jy word moeg as die son ondergaan en jy word wakker wanneer die son opkom en jy het genoeg energie deur die dag om te doen wat jy moet doen. Okay, so daar's 'n ritme in die lewe. Ons is nie veronderstel om Ons is eintlik nie veronderstel om deur die aand wakker te wees nie. Ons is nie nocturnal animals nie. Ons is 'n spesies wat deur die dag wakker is, nie deur die aand nie. So as jy dan nou kan sien hoe baie van hierdie verskillende sisteme word geaffekteer deur jou gut en hoe wanneer daai geaffekteer word, jou liggaam nou weer respond na jou siel toe, daar waar jou consciousness is, daar waar jou gedagtes is en hoe jy dink. En jy kan sien dat hierdie as jy 'n goeie gesonde lewe het, is dit 'n spiral op, want jy verbeter net. Jy dink beter oor jouself. Jy begin beter te dink oor ander mense. Jy begin beter te dink oor die lewe. Jy begin beter te dink oor jou finansies. Om beter te dink, maak jy nou weer ander besluite en jou liggaam respond daarop. En dit hou aan om so op te spiral. Waar as jou liggaam ongesond is, dan begin hy af te spiral. So jy begin al hoe meer in daai survival mode in te gaan. Want nou as jy nie lekker voel in jou liggaam nie, dan affekteer dit hoe jy dink in jou kop. Nou soos byvoorbeeld, ek is seker, almal van julle het al daai experience gehad van te veel wyn drink. En dan voel jou kop nie lekker nie en dan ook dan voel jy sommer so blou die volgende dag dat jou lewe sak, jy's 'n loser, jy voel nie goed oor jouself nie. So as jy en ook dit gebeur wanneer 'n mens nie baie geslaap het nie, dan voel 'n mens ook so, jy dan ook so hangover. Ook as jy te veel suiker geëet het, dan het jy ook so suiker hangover in jou liggaam. En dit het net weer te doen oor hoe gesond die liggaam is teenoor hoe gesond jou gedagtes is en hoe dit mekaar affekteer. Nou as ons kyk na inflammasie in die liggaam, leefstyl het 'n groot faktor daarmee. Hoe jy eet, hoe jy oefen, hoeveel water jy drink, hoeveel son jy kry, jy weet al daai tipe van goed het actually effek op jou inflammasie levels. Nou jy wil kyk dat jy jou inflammasie so laag as moontlik hou, want as inflammasie hoog is, dan trigger dit weer ander goed ook. Soos kroniese siektes. So as jy aanhou met 'n ongesonde leefstyl, eventually gaan dit kronies raak. En ek moet nog vinnig sê, hierdie gaan nie omdat dit geneties in jou bloedlyn is nie. So daar is ek het al soveel keer met mense gepraat wat dit is in hulle families, maar hulle het besluit hulle lewe gesond en dan kry hulle glad nie hartsprobleme of diabetes of nie enigiets nie. En dan ook die ander kant om, dis glad nie in mense se bloedlyn nie en dan ewe skielik dan is hulle gediagnoseer met 'n kroniese iets omdat hulle nie regtig na hulle self kyk nie. So hierdie is 'n absolute leefstyl. En dan wil ek ook gou vinnig net hierso sê terwyl ek op die subject is, daar is nie so iets soos 'n incurable disease. Ek weet die mediese wêreld wil baie graag vir mense label met 'n incurable disease en dit is asof mense, wanneer jy nou gelabel word met 'n incurable disease, is dit soos 'n death sentence. Daar is nie so iets in die wêreld nie. Dit is 'n mediese terme wat beteken in die mediese veld dit incurable. So hulle kan jou nie keur met medisyne nie, maar daar is nie so 'n ding soos 'n incurable disease nie. Alle siektes wat op aarde is al genees. En baie van dit is al genees natuurlik. As jy wil gaan kyk na een voorbeeld, daar's 'n dokter in Amerika, sy is Dr. Terry Walsh. Gaan soek haar op Google, sy het 'n TED Talk uit.
Sy was gediagnoseer met multiple sclerosis. Sy was 'n professor by die Universiteit van Iowa en hulle het haar met die beste medisyne behandel, maar sy het nog steeds agteruit gegaan totdat sy op 'n stadium gekom het waar sy op 'n horisontale bed moes klas gee vir haar studente. En toe die universiteit later vir haar gevra, wil sy nie maar 'n vroeë retirement vat nie. En toe sê sy vir hulle, sy wil baie graag net 'n sabbatical jaar hê. En hulle het dit vir haar gegee en hulle het eintlik nie gedink sy gaan dit maak nog nie. En toe het sy gegaan om ancient medisyne, ancient ways of living, natuurlike kosse, al daai goed te gaan bestudeer. En omdat sy toe nou toegang gehad het tot die laboratoriums, kon sy alles toets en sy het alles op haarself getoets en binne 13 maande, 13 maande, toe klim sy op haar fiets en ry terug universiteit toe completely healed, dis nog glad nie terug nie. En sy is so 'n voorbeeld van daar is nie so iets soos 'n incurable disease nie. So ons kyk ook na inflammasie affekteer ons konsentrasie. Nou as jy sukkel met wat hulle noem 'n foggy brain, daai is absolute inflammasie en jou gut health is heeltemal uit. Jou moegheid. Hoekom? Want as jy so verskriklik, as jou liggaam die hele tyd met inflammasie veg en nog alles anderste wat ons ook in ons daaglikse lewe kry, gaan jy baie vinniger moe raak. Dit is soos om jou battery, jou foonbattery op te hê en jy hardloop 100 apps op dieselfde tyd, dan gaan jou battery nie lank hou nie. En dis dieselfde hiermee. Want ons liggaam, so by the way, is geprogrammeer om homself die heeltyd te genees. So jy hoef nie eers te weet hoe jou liggaam homself genees nie. Hy genees homself. Die Here het dit so gemaak. Jy hoef glad nie te weet nie. Jy het net nodig om jou liggaam in 'n posisie te sit en 'n environment te sit waar hy homself kan genees en makliker kan genees. So jy is in beheer van daai ekosisteem waarin hy kan floreer. Dis jou verantwoordelikheid, maar die liggaam weet om homself te genees. Veroudering. So inflammasie is 100% verbinde aan veroudering. Ons verouder nie met tyd nie. Okay, ek wil net vinnig vir julle sê, so die feit dat jy 40 is, 50 is, 60 is, beteken niks meer dat jy net al vir 40, 50, 60 jaar al op aarde is. Dis al wat daai getal eintlik vir jou sê. Okay, so as jy wil, as die dokters vir jou sê, nee, maar jy's nou 40, so jy moet nou begin gaan vir mammogramme. Want jy weet, jy's nou oor 40 is jy nou 'n gevaar. Daai is nonsens. En ek sê nie moenie gaan vir mammogram, maar die feit dat dit gekoppel word aan 'n ouderdom is heeltemal verkeerd. Dis nie eers Bybels nie. Ek lees nêrens in die Bybel van dat God vir ons sê, okay, ons moet maar gewoond raak aan die idee dat ons gaan kranklik raak wanneer ons oud raak, want dis nou maar deel van die game. Daar staan nêrens in die Bybel enigiets daaromtrent nie. Inteendeel, as jy kyk na Moses as 'n voorbeeld, hy het tot 120 gelewe met vigor. Ja, hy was moontlik grys geweest, maar hy het nie 'n staaf gehad om te leen nie. Sy staaf was om almal anders in plek te hou. Sy oë was, hy het nie katarak gehad nie, sy oë was fyn, hy het nie 'n bril nodig gehad nie. Hy het berge geklim tot op die ouderdom van 120. Hy was so fiks soos 'n 30-jarige en net op 120 is hy huis toe. En dit is eintlik wat eintlik ons heritage ook is. Ons is nie veronderstel om kranklik te raak soos wat ons getalletjie van hoe lank ons op aarde is aanwerk nie. So, ek gaan julle maar net dit ook gee. So, wanneer ons ongesond raak, dan gaan ons in ons plaas onsself outomaties in 'n nervusstelsel van oorleef in. So as jy dink dat net finansiële stres jou in daai oorlewingsplek sit, daai plek van survival, dit is nie net dit nie. Jy kan jouself uit survival mode uithaal wanneer jou liggaam gesond is. Wat beteken, imagine jy kan jou liggaam gesond maak en begin anders te dink oor jouself as jou liggaam gesond is en ewe skielik begin jy anders te kyk oor van finansies want jou brein en jou nervusstelsel is nie meer in oorlewing. So, inflammasie, waar kom dit vandaan? Ek love hierdie prentjie want ja, hierdie verwys na Eva in die tuin van Eden waar sy die appel geëet het. Maar hoekom ek hierdie prentjie love is, dis nie dat sy sit met 'n McDonald's burger in haar hand nie. Die obvious goed, okay? Dis nie die obvious ding wat haar gevang het nie. Dit was 'n soetsappige, baie gesonde vrug. As die Bybel sê nou nie juist is 'n appel nie, maar dit was nie die obvious ding gewees nie. En ek dink dis hoekom sy ook getwyfel het, want in die wêreld leer ons baie keer nie maar hierdie is goed vir jou of hierdie is goed vir jou, wat liewers low fat dit of doen eerder dat en ons dink daai is gesond vir ons en dan is dit glad nie gesond nie.
Nou, net om die obvious te verduidelik, daar is baie goed. So ek het daar is sekere goed wat absoluut ongesond is vir jou. Dis nie eers natuurlik nie. Ingespuit met hormone, gespuit met gifstowwe. Gister het ek weer 'n video gesien waar terwyl die Soccer World Cup aan was, het Amerika vir Bill Gates die go-ahead gegee om spray wat hulle in die agricultural gaan toepas met die mRNA chemicals in. So nou is dit nie net 'n vaksin wat dit in het nie, dit gaan nou ook ons gesonde kosse, ons tomaties, ons blaarsaaië, daai tipe van goed, gaan nou ook daai spray op hê. So ons moet regtig begin kom op 'n plek waar ons eie groente groei, of ten minste weet waar dit vandaan kom, waar dit gesond is en organies is, want die wêreld, daar's 'n agenda uit to steal, kill and destroy, en dit is baie fisies. So nou kan jy net dink, as ek gou vinnig gaan kyk, die vyand gaan ons nie begin aanval met ons verhouding met die Here eerste nie. Dis te moeilik. Want as jy 'n regtig 'n goeie verhouding met die Here het, hy kom met 'n slinkse plan. So die heel eerste ding wat hy wil doen is, hy wil jou laat glo dat jy is nie deel van die natuur nie. Jy is nie deel van nature nie, so jy kan maar eet wat jy wil, want dit maak nie regtig saak nie, want jy is nie eintlik deel van die natuur nie. En daar's 'n agenda daar agter, want as jy gaan kyk na jou woordeboek 1980, 1985, as jy 'n ou woordeboeke het, gaan soek dit op, gaan soek die woord natuur op. Die beskrywing van die woord natuur sluit mensdom in. As jy nou in vandag se tyd na die Oxford Dictionary toe gaan en jy gaan kyk na die woord natuur, dan sê dit spesifiek dat die mensdom is nie ingesluit in die natuur nie. So daar's 'n agenda daar agter om ons te verwyder uit die natuur uit, want dan is dit makliker om daai verhouding af te breek en daai tipe pilaar te beskadig. Want wanneer daai gebeur, as ons nie meer daai respek het vir natuur nie, wat ook gaan is die respek vir ons naaste, want vir die simpel rede dat as ons enigiets toelaat in ons liggame en ons doen goed wat onnatuurlik is vir ons liggame, en ek moet vir julle sê, ons is al so ver verwyder van hoe dit eintlik veronderstel is om te wees, dat ons dink sekere goed is eintlik is normaal, wanneer dit nie is nie. Okay? So wanneer jy klaar daai misalignment het met jouself, gaan dit ook gaan met jou naaste. En wanneer al drie daai pilare al aangeval is, en ewe skielik word jy siek, of ewe skielik, jy weet, is daar iets wat gebeur in jou gesondheid. En dan die heel eerste ding wat ons doen is, ons begin God te bevraagteken. En ons gaan, maar jy weet, is hy nie veronderstel om ons gesond te hou nie? Is hy nie veronderstel om ons te genees nie? Ek het gister met 'n dame gepraat, sy's eintlik 'n pastoor by 'n kerk, en sy maak toe oop teenoor my en sy sê, Marilu, sy het nou die dag het sy 'n ou gehad wat na haar toe gekom het en vir gesê het, asseblief, kan sy nie vir hom bid nie, want hy sukkel so verskriklik met allerhande keelgoed en neusgoed en longgoed. En sy sê, terwyl sy daar staan, hoor sy die Here sê net vir my met ophou rook. Sê net vir my met ophou rook. En dit is soos asof, en baie keer, ek dink amper dat die Here gee nie vir ons daai genesing nie, want hy het nodig dat ons verantwoordelikheid vat vir ons gesondheid, want ons is hier op aarde, en ons het nodig om daai ontwaking te hê van, ons is in beheer, en ons moet hierdie steward. Hy kan ons help, en hy sal ons help, hy's 'n liefdevolle pappa, maar ek weet met my kinders, ek gaan nie die heeltyd agter hulle skoonmaak nie. Hulle gaan nooit groot word as ek die heeltyd agter hulle skoonmaak nie. So ek gaan op 'n stadium vir hulle sê, jy moet nou self begin skoonmaak, jy's groot genoeg. Ek kan nie op 20 nog my kinders se boude afvee nie. Verstaan julle? En ek glo ons word spiritual, moet ons nou begin opstaan en ons moet mature ook. So, ons is gees, siel en liggaam, soos wat ek vir julle verduidelik het. Maar in die werk wat ek doen in die wellnessbedryf, is dit altyd makliker om met die liggaam heel eers te begin. Daai drie werk absoluut saam. So wanneer daar iets fout is in die gees, iets fout is in jou siel, dan affekteer dit jou liggaam. So wanneer mense na my toe kom met siektes of skete of probleme, gesondheidsprobleme, ja, ons sit sekere protocols in plek, sodat ons die natuurlike liggaam kan versterk en die supportstrukture in plek stel sodat die liggaam homself kan genees. Ek wil gou vinnig net ook daarby saam sê, daar is niks, daar's geen medisyne wat jou genees nie. Geen medisyne genees jou nie, geen supplements genees jou nie.
So as jy dink, okay, nee, maar nou gaan ek my medisyne ruil vir supplements en dit gaan my genees. Nee, supplements genees jou ook nie. Die verskil, however, is, en jy kry ook goeie supplements en slegte supplements, moet ek ook nou by sê. So nie enige Vitamiene C is noodwendig goed vir jou nie. Maar wat supplements doen is, dit gaan jou support, jou liggaam support, om te doen wat hy moet doen, totdat jy op 'n plek is waar hy kan self hardloop. Okay? En dis waar ons supplements, dis die plek vir supplements. Is daar 'n plek vir medikasie? Ja, 100%. Gaan ek nou ook by sê. My pa is so jaar en 'n half, waar is ons nou, amper meer as 'n jaar en 'n half, al oorlede, in die begin van 2025 sy oorlede. En ek onthou die dag toe ons in die hospitaal ingestap het, en hulle sy bloedsuiker gevat het, en dit was hier by 19 punt iets. Hy was in 'n suikerkoma basies gewees daarna. En ek onthou hoe hy gestry, hy wil nie insulin nou hê nie. En ek was soos, luister hier, daar's op 'n spektrum van gesondheid, het medikasie sy plek. So as jy op 'n dodelike plek is, gebruik liewers medisyne, want wat medisyne doen is dit haai die simptome, en baie keer het jy daai nodig, sodat jy op 'n beter plek kan kom. Ek is in 2019 is ek deur 'n depressie, het ek antidepressants gevat? Ja, ek het. Hoekom? Want wat dit gedoen het vir 'n kort periode is, dit het vir my 'n helderheid gegee, dat ek actually kon dink oor, wat moet ek doen, wat gaan gesond wees vir my, want ek het so brain fog gehad, en ek het dit gevat, en die dag toe ek daai antidepressant vat, daai volgende dag was my kop helder, en ek kon actually vir die eerste keer weer helder dink. En ek het 5 maande was ek op daai medikasie gewees, totdat ek myself daarvan kon afkry, want ek wou, as jy sustainably op medisyne moet bly, is daar 'n groot probleem. So daar is 'n plek vir wanneer jy moet goed kry. Okay, so ek sê nie, ek gooi nie die baba by die badwater uit nie. Maar ek is heeltemal gekant teenoor om medisyne te vat vir elke skeut, veral as 'n mens dit eers natuurlik kan doen. Inteendeel wil jy dit heeltemal verhoed en jy wil gesond lewe eerstens. Maar as jy nou nog nie daar is nie, en miskien is jy op 'n paar tablette, jy kan absoluut daarvan afklim, en jy kan stelselmatig daarvan afklim, soos wat jy op hierdie spektrum verbeter. Ek het 'n vroutjie wat nou by my klas, sy's besig om ek gaan nou 'n bietjie vir julle vertel ook, maar ek het 'n kursus wat ek mense leer om heeltemal hulle liggame te reboot. En haar grootste wen is dat vir die laaste week koop sy nie sjokolade nie. En vir die laaste week maak sy by die huiskos. Dis haar wen. Nou of daai kos 100% al reg is, I'm not gonna judge on that, want sy het so 'n groot stap al vorentoe gevat. So daai is 'n wen. As sy nog steeds daar is, kom ons sê oor 2 jaar gaan ek al begin vraagteken en sê, miskien moet ons net hierdie bietjie ruil, maar dis 'n spektrum. So ons almal is besig om te beweeg in hierdie, ek wil amper sê hierdie leer van gesondheid. Maar ons begin altyd by die liggaam eerste, want dan as ons al daai boksies kan tik en daar's nog steeds iets nie lekker nie, dan weet ons, okay, hierso moet ons bietjie dieper kyk na, waar is daar miskien 'n trauma wat vassit iewers, en trauma en onvergifnis. As jy nou gaan kyk na trauma, onvergifnis, partykeer goed soos witchcraft, daar's bloedlynvloeke, daai tipe van goed het 'n effek op jou gesondheid, 100%. Maar ons kan slegs daarmee begin werk wanneer jou liggaam sterk genoeg is. Want partykeer om trauma te release, het jy eintlik die krag daarvoor nodig, sodat jy dit kan release. So, soos wat ek genoem het is, ons het 'n community, 'n school community, ons love ons school communities. Die community se naam is Wholesome Lifestyle, en dit is 'n beweging wat besig is om te groei. Binne in hierdie school community is daar training, daar's workshops en praatjies. Ek skryf elke liewe maand skryf ek 'n e-book wat uitkom, wat ons oor 'n topic gaan gesels. Volgende maand gaan ek actually die stappe van wat jy ons moet regkry voordat jy 'n gesonde leefstyl aanpak, gaan ek behartig. So dit is great vir enige iemand wat net begin met 'n gesonde leefstyl. Wanneer jy deel is van hierdie community, kry jy elke liewe dag 'n tip op jou foon wat jou gaan help met jou gesonde leefstyl. Ons bring in wellness coaches, mentors. Ons gaan in die volgende paar maande gaan ek 'n aanlyn shop oopmaak waar jy jou organiese produkte kan kry, natuurlike produkte wat heeltemal gecheck is deur alles. En dan het ons daarbey saam met ons ook wat ons noem 'n blossom. 'n Blossom is soos 'n selgroep
of 'n life group soos hulle in die kerk wil noem, van mense wat jou help op jou journey, wat na jou kyk, wat vir jou advies kan gee, wat jou kan bystaan en vir jou accountability gee, want baie keer is dit wat missing is. Ons weet partykeer wat om te doen, maar ons raak lui of ons het nie daai accountability wat vir ons vra, hoe het vandag gegaan? Het jy nie daai chocolate geëet nie? So met 'n Blossom het jy dan nou iemand wat goed opgelei is om daai te kan behartig. So ek sal julle graag wil uitnooi. Ons weer ook, ek het 'n 7-dag free trial wat jy kan inkom, kom loer, kom sien wat gaan als daar aan en dan besluit om van daar af vorentoe beweeg. Wat ek ook met julle wil deel is my Reboot Your Body kursus. Dis 'n 40-dag kursus en baie dieselfde as die Legacy Builder program is daar die kursusgedeelte, daar's die teoretiese werk wat jy leer en dan is daar die praktiese werk wat jy toepas. So die teoretiese werk wat jy gaan leer, gaan jou alles leer oor jou liggaam. Ek is 100% oortuig dat wanneer jy hierdie kursus doen, jy nooit weer 'n dokter gaan hoef te sien nie. Ek sê nie jy gaan nie siek word nie, alhoewel ek dink jy gaan baie minder siek word, maar wanneer enigiets gebeur, wanneer my kind kry byvoorbeeld groeikrampe, ek weet presies hoe om met daai groeikrampe te werk. Ek hoef glad nie vir hom medisyne te gee nie. Ons weet presies hoe om daarmee te werk, omdat ek die liggaam verstaan. Wanneer jy die liggaam verstaan, dan gaan jy presies weet hoe om dit te kan support op die beste manier vorentoe. En hierdie kursus gaan vir jou absoluut daai inligting gee. En dan moet ek ook hierby saamstel, hierdie hele kursus is gebaseer op biblical principles. So jy gaan goed leer van die liggaam wat jou heeltemal jou idee van hoe gesondheid werk, die liggaam werk gaan verander. Jy gaan leer you have been perfectly designed. Jy is perfek gemaak. En dit is so 'n bemagtiging. So vir wie is hierdie? As jy sukkel met jou gut, is hierdie vir jou. As jy sukkel met hormone, is hierdie vir jou. As jy sukkel met ouderdomsskete, is hierdie absoluut vir jou. As jy sukkel met lae energie, is hierdie vir jou. As jy sukkel met 'n geesteswelstand, jy weet jou gemoedswelstand, dan is hierdie vir jou. As jy konstant siek word en jy word nie sommer maklik vinnig gesond nie, dan is hierdie vir jou. As jy met enigiets kronies gediagnoseer is hierdie vir jou. As jy moeg bly, maak nie saak wat jy doen nie, is hierdie kursus vir jou. As jy hoë levels van stres het, maak nie saak wat se stres nie, is hierdie vir jou. As jy wil uitvind of daar enige bloedlynkondisies in jou lewe lê, dan is hierdie vir jou. As jy wil verhoed dat as jy vermoed jy het enige parasiete en toksins in jou liggaam, as jy nog nooit 'n parasite cleanse gedoen het of 'n detox gedoen het nie, dan is hierdie kursus absoluut vir jou. En as jy jou kinders wil bemagtig met 'n beter wete van wat beter vir hulle is, veral met wat ons na kyk wat in die toekoms gaan gebeur, is hierdie absoluut vir jou en jou familie. So wat jy kry is 'n 40-dag kursus, teoreties. Dit gaan jou 40 dae vat om daardeur te werk. Nou moet ek ook sê jy kry leeftyd access tot die kursus terwyl jy op die community is. So as jy bietjie laat hardloop, dan gaan ons jou nie penaliseer nie. Jy kan dan die kursus bietjie langer deurwerk of jy kan hom weer deurwerk. Ek het al 'n vroutjie wat hierdie kursus al 4 keer gedoen het en elke keer as sy hom doen, dan sê sy vir my, Marilu, ek het net nog weer iets bygeleer. Dis daaglikse aanlyn klasse, dis pre-recorded, so dis klaar op die community. Jy kan net ingaan en deur die klasse werk. Jy kry werkboeke en joernale wat jy kan download, wat vir jou gaan help om accountable te bly. Jy kry daaglikse aanmoedigings deur jou WhatsApp, riglyne en tips wat ons vir jou gee. Jy kry jou gesondheidsresepte en jou cheat sheets. Jy kry 'n protokol ook. So wat gaan gebeur is ek gaan vir julle 4 verskillende protocols gee. Die heel eerste een is om to heal the gut, want dis waar dit alles begin. Dit help nie jy eet sekere goeders en jou gut is nie gesond en dit absorbeer nie daai nutriënte nie. So die eerste ding wat ons kyk is om die gut gesond te maak. Nou jy mag dalk vinnig deur daai protokol hardloop en hoe dit werk is aan die einde van daai 10 dae gaan doen jy 'n bietjie van 'n assessering en sê, voel ek beter, het ek meer energie en wanneer jy 80% van die boksies getik het, kan jy aanbeweeg na die volgende protokol toe. As jy voel, ek is nog nie daar nie, ek het nou 'n vroutjie, sy's besig om, sy's eintlik, sy het besluit, sy gaan nie chemoterapie doen sy het kanker al vir jare, en sy het vir te lank chemo gehad, en dit werk nie vir haar nie, so nou doen sy die protokol langer, so sy vat 3 weke op elke liewe protokol en daar's 4. So die heel eerste ene is jou gut, wat ons jou gut help om hom te genees, dan kyk ons na jou immuunstelsel, ons doen 'n parasite cleanse en 'n toxin detox en ons kyk dan ook weer eens na jou energielevels. Ons doen ook 'n full
Body Quantum Scan. Julle, hierdie is 'n ongelooflike scan. Dit het te doen met quantum, dit is nie New Age of witchcraft of enigiets soos nie. Ek weet partykeer verstaan mense nie hoe quantum werk nie, maar ons kan deur hierdie analise kan ons presies sien watter sisteme is ooraktief, watter sisteme is onderaktief, wat veroorsaak daai sisteme om uit balans uit te wees, wat kan ons doen? Is daar enige trauma wat in die liggaam vassit? Is daar parasiete en ons kan presies sien hoe daai liggaam werk. En dan doen ons die ou wat ek dit saam mee doen. Ons doen gebede vir mense, ons help jou daardeur werk as daar emosionele goed is. So dis 'n baie powerful tool. Jy kry ook aanlyn oefeninge, so vir die tydperk wat jy op die kursus is, kry jy aanlyn oefeninge. Elke week stuur ek die oefenklas uit en ons merk elke dag af, ja, ek het hierdie klas gedoen, ja, ek het hierdie klas gedoen en ons doen dit saam vir accountability. So, ek wil gou vinnig vir julle sê wat anders sê. So as julle mag dalk vir Chantal Berg ken, sy is ook op die program. Sy doen ook Legacy Builder. Sy het 'n beautiful testimony vir ons geshare. Sy het aan die begin van die jaar het sy al gekom en die kursus gedoen en sy het niks geweet van gesond lewe nie en sy het stadig begin veranderinge inpas en nie net is haar lewe het dit verander nie, haar familie om haar se lewe het ook verander. So haar energievlakke het opgegaan en sy sê it's an amazing class to join and what you learn can never be taken from you. En ek dink daai is die powerful gedeelte. Marianne Haywood wat ook gesê het, before joining, I thought healthy living was mostly about eating the right foods. Through Mary Lou's teaching, I discovered that true wellness involves so much more. I learned how wonderfully God designed our bodies and how every system works together to support health and healing. En sy gaan aan om te verduidelik. En Marianne en ek loop al 'n hele pad saam en sy love hierdie kursus. Claudine, Claudine het hierdie kursus al 4 keer oorgedoen. Toe ons ontmoet het sy 'n ongelooflike vrees vir honde gehad en hier sien jy staan sy met 2 honde. Ons het daardeur gewerk, gesien hoe dit haar liggaam en haar gesondheid geaffekteer is. En sy is so on fire. Sy doen die oefeninge saam. Sy gaan soos 'n 20-jarige aan vandag. Net deur wat sy al geëet het en haar leefstyl verander het, haar energievlakke het verander. Sy het Hashimoto gehad, dis is nie meer sy het dit nie meer nie. Weer eens sy getuig ook dat now I'm once again reminded that I'm truly fearfully and wonderfully created. So great testimony. Mia, the Reboot Your Body has truly been a game changer for me. The dedication and effort put into every detail, right down to each thoughtful WhatsApp message, and the beautiful crafted monthly booklets are deeply appreciated. So julle hoor nou wat ander mense sê, daar's mense wat al great resultate hier gehad het. En ek wil vir julle vra amper, veral as jy jouself in 'n plek vind waar jy konstant by die dokter is, wat kos daai jou? Nie net jou medisyne en dan ook jou mediese fonds en alles wat daarmee saamgaan nie. Wat kos daai jou? Nou wanneer ons hierdie kursus gaan vergelyk met soortgelyke kursusse wat reg oor die wêreld is die value van hierdie kursus $2,500 werd. Maar ons gaan dit nie vra nie. Wat ons nou gekyk het is om daai te verhalf, 1,250, dis bitterlik minder as wat jy gaan spandeer oor 'n jaar op mediese kostes, veral as jy jouself heeltyd vind om siek te wees. Ons het ook na daai bedrag gaan kyk en besef, weet jy, ons hart is vir ons Suid-Afrikaners en die Here het vir my so 'n blueprint gegee van dat ons 'n net moet vorm oor Suid-Afrika. So ons het nodig om hierdie bekostigbaar te maak vir Suid-Afrikaners sodat hulle hierdie kan kom doen, kan sterk word, gesond word en van daar af vorentoe gaan. So dit gaan ook nie dit wees nie. Jy gaan dit 88% discount kry. 8 is die teken en die nommer vir new beginnings, so sommer 'n dubbele new beginning. Wat beteken ons gaan vir hierdie kursus gaan jy net $295 voorbetaal. En daarmee saamgesê het ons ook 'n afbetalingsplan van as jy dit nie kan bekostig nie, dat jy net so onder R2,000 betaal vir oor 3 maande periode. Dan moet ek ook daarmee saam sê, as jy bitter graag wil betrokke raak of jy wil inkom in ons community en ek gaan die links met julle share. Inteendeel, kom in, hierdie is my nommer, WhatsApp my met die nommer. Hierdie is my wholesome lifestyle nommer. Ek het 'n ander nommer vir die digitale besigheid. Ons volgende kursus launch ons nou die 5de Augustus. So kom wees deel, kom neem deel aan die kursus. Andersins kom sit in September of Oktober maand as jy dan eers wil join.
of as jy deel wil wees van die community en net kom luister en kom bask in die inligting, kom wees deel. En ek wil sê regtig julle as jy voel, hoorie, jy word nou geroep, jy moet hierdie doen, jy moet jou gesondheid uitsorteer, jy moet jou familie se gesondheid uitsorteer, maar miskien is finansies nou werklik waar 'n probleem, gesels met my. Okay, kom ons maak 'n plan. Ons kan definitief 'n plan maak. So, WhatsApp my op hierdie nommer, gee my 'n likeie, praat met my. Ek kan jou bylas. Ek het ook 'n gratis gesondheidsgroepie wat ek 'n bietjie inligting mee deel. Dis net sulke teasertjies om mense regtig in te kry en te sê, okay, dis nou tyd om te invest in jou gesondheid. Jy is die belangrikste asset wat jy het in hierdie lewe. As daar iets met jou gebeur, val alles wat jy bou in jou Legacy Builder program plat. So, as enigiets met jou gebeur, jy moet na jou grootste asset wat jy is na kyk. En dit is waarin jy die meeste actually moet belê. As dit jou mees belangrikste asset is, wat jy is, hoeveel bestee jy, hoeveel invest jy in jouself, om daai asset nie net te groei nie, maar te onderhou vir 'n langer periode. So, dis dit van my kant af. Baie dankie, Renet. Ek weet nou nie of daar enigstens vrae is nie, maar ek gaan gou kyk hoe ek hierdie gaan unshare, stop presenting. Asai. Renet, enige vrae? As daar enige vrae is. Kom ons kyk gou-gou julle, as daar iemand is wat graag 'n vraagie wil vra, dan is julle baie welkom. Jy kan in die chatbox, hier kan jy vir ons skryf, of jy kan ook jou hand opsteek en ons kan vir jou 'n spreekbeurt gee, as jy gou wil net vir Marilou vra. Hier's iemand wat vra, sal iets kan help vir my ma, wat 26 jaar terug beroerte gehad het. Sy is aan die een kant van haar lyf verlam. Jou liggaam genees homself, so ek sou sê ja, jy sal gaan moet kyk waar, like, elke persoon is obviously anders, so wat ek daarmee bedoel is, met wat jy ook al gaan mee begin, moet jy sien waar is sy huidiglik. So deel van die program is om 'n assessering deur te gaan, want nou wil jy sien ek wil amper sê, hoeveel breekblokke is daar in haar liggaam, hoeveel inflammasie, hoeveel toxins is in haar liggaam, hoe kan ons daai skoonmaak? Ek het al soveel mense gesien wat uit verlamming uit opstaan. En daar is maniere daaroor. So dan gaan dit ook net afhang van, ek het nou 'n vroutjie wat haar ma is is met kanker gediagnoseer, maar sy is redelik oud en ek dink sy voel amper van, hoorie, ek is nie lus om vir nog 'n paar jaar nog by te bly nie. Verstaan jy? So ons gaan ook bietjie moet gaan kyk waar sit sy? Ons het gister ook het ek daai gesprek gehad van, jy weet toe Jesus by die pool of Bethesda was. Die heel eerste ding wat hy vir die man gevra het wat daar gelê het is, wil jy gesond word? So ek wil sê ja, daar is fisiese goed wat 'n mens kan doen en protocols wat jy kan toepas, maar dis 'n 3-layer, gees, siel en liggaam. As jy wil gesond raak, jou liggaam sal homself gesond maak. Sure. Daar is hoop, regtig daar is. Okay. En dan vra Susan, Marilou, is daar enige raad vir ADHD of fokusprobleme? Ja, absoluut. Ons het al gesien dat, so daai kry jy veral in kinders, of is nie regtig gediagnoseer, ek wil amper sê met my generasie en op nie, want dit het nie bestaan in die mediese boeke nie. Maar dit is absoluut, eet is 'n groot invloed daarop, en dan, ons het al gesien met kinders wat autisties is, wanneer hulle daai gut microbiome verbeter, dan gaan die autism weg. Wow, dis amazing. Ja. Ja, so daar's niks op hierdie aarde wat niks nie. Ja, dis amazing. Ja. Okay, kom ons gee gou 'n paar mense 'n spreekbeurt. Beatrix, wil jy graag 'n spreekbeurt hê? Kan ons vir jou 'n kansie gee om gou te gesels? So ek wil ook net vinnig sê, en my ouma het ook 'n beroerte gehad. Partykeer as jy kyk, daar is baie wat gebeur in 'n mens se subconscious mind voordat jy 'n beroerte kry. Baie keer jy sal ook sien soos mense sal vir jou sê, "Oek, ek het nou gisteraan skeef geslaap, nou het ek 'n pyn in my nek."
En dan wil Ja. ek vind, maar slaap jy al vir die laaste 20 jaar so? Want hoekom het jy dan nie pyn in jou nek gehad vir die laaste 20 jaar nie? Dis nie dat jy iewes skielike pyn in jou nek het en nou daar's iets wat in jou subconscious mind aangegaan het vir die laaste tyd. En nou is daar's amper 'n ding van so ek wil vir julle 'n voorbeeld gee dat so elke liewe deel van jou liggaam praat oor iets wat in jou gedagtes aangaan. Ek kan vir julle my eie persoonlike testimonie vertel van terwyl ek was getroud gewees, ek was 5 jaar geskei en ek was in 'n verskriklike toxic marriage. Ek was nie fisies geslaan nie, maar emosioneel was ek geboelie, ongelooflik. En ek het so vasgehou, ek het so gefight vir my marriage. Ek het vasgehou en vasgeklou met alles wat ek kon. En ek het ongelooflike gut issues ontwikkel waar my colon net oornag sommer gaan vas staan. En ek het elke liewe toets gaan doen, ek het alles gaan probeer, ek het elke terapie gedoen wat jy kon doen. Dis net soos oornag te gaan staan, hy stil, dan wil hy glad nie laat gaan nie. En ek onthou, my ex het my hoeveel keer gesmeek vir 'n divorce en hier teen die laaste keer wat hy my gevra het, ek het letterlik geen meer krag oor gehad om mee te fight nie, om het te stry en om jou vas te hou nie. Ek was heeltemal uitgeput geweest. En toe sê ek, okay, ons kan skei. En van daai dag af het ek nog nooit weer probleme met my colon gehad nie. So my liggaam het vir jare vir my gesê ek moet laat gaan. Of my liggaam het al jare lank vir my gesê ek sit vas. Ek moet eintlik laat gaan van goed. En ek wil daar 'n woord gebruik vir wat dit was, verstaan jy? Ek moes laat gaan uit van die nonsens. En ek het nie. En toe ek het nog nooit weer colon issues. Nog nooit. Dis al 6-7 jaar nadat ek gesê het, ja, ons kan skei. Amazing. Wow, wat 'n getuienis. Okay, kom ons kyk gou-gou wie daar's nog 'n Billy, ek sien jou hand is op, kan ons gou vir jou 'n spreekbeurt gee? Onthou jy moet net jou mikrofoon unmute julle. Jy moet jou mikrofoon unmute, anders gaan ons jou nie kan hoor nie, op jou dashboard. Irenet. Hallo. Dit is Karen, ek is op my man se profiel. Karen. Hoorie so, dit was nou vir my verskriklik insiggewend, want ek struggle nou die laaste 4 jaar al met 'n kroniese siekte. Ek is 44 jaar oud en toe hulle vir my sê, hoor jy het rheumatoid arthritis 3 jaar terug. Want ek kon nie loop nie, ek kon nie my tandepasta oopmaak nie, ek kan nie kaalvoet loop nie, ek kon nie my vingers gebruik nie, my kakebeen is in sy glory in. Toe gaan ons nou nog bloedtoetse, toe hierdie jaar, toe vind hulle uit, nou, okay, dit is nie rheumatoid arthritis nie, dis lupus. So, ek is nou al vir die laaste 3 jaar op met 'n treksuit, jy weet daai chemopille, hulle het nou verhoog hierdie jaar, dubbel verhoog vir lupus. Ek kry baie flare-ups, maar party dae is dit heerlik, dan kan ek actually my tandepasta bysie oopmaak, maar ek kry gereeld flare-ups, en ek weet dit is van stress en triggers en sulke goed, en ek wil ook net sê, ek het 'n baie traumatiese lewe gelei, ek het met verkeerde mense deur mekaar gemaak, verkeerde goed in my liggaam ingesit, jy weet mos maar addictions en stuff, maar ek is nou al 7 jaar skoon van alles af. Toe kom hierdie siekte en ek dacht, ag nee, God straf my. God straf my. Dis 'n straf, want ek het soveel aangejaag in my lewe. En ek en my man bid elke dag saam en ons rebuke hierdie flippin lupus. Ons rebuke dit dat hy nie meer weet sy naam is lupus nie. Nou ek wil net hoor by jou, Marilou. Ja. Gaan ek aan met hierdie ding of drop ek dit? Want as ek dit net drop, die metatrexate net drop en die dopamine, wat ek al daai goed maak my plasmakoon, daai goed maak my blind, dit drink ek ook. As alles het gaan los, gaan obviously al my simptome en alles gaan net weer terugkom. Is dit waar? So heel eerste wil ek vir jou net sê, dis nie jou lupus nie. Okay, so ek wil jou net vinnig losspreek. Ja. Dis nie jou lupus nie. Die receipt van daai siekte is Jesus sinne. So hy het betaal vir dit behoort aan hom. Okay, so dis nie jou lupus nie. Heel eerste, as jy sukkel met enige iets, soos julle mag dalk gehoor het, ek het gesê ek is in 2019 deur 'n depressie. Dit was nooit my depressie nie.
So moet nooit enigiets claim as jou eie nie. Want daar's klaar deur dan daar oop. Okay, so dit hoort nie aan jou nie. Dis nie jou nie, jy het 'n ervaring van dit. Ja. Maar in die gees is jy perfek jy is perfek gemaak. Jy het nou net hierdie aanval van wat jy nou deurgaan and you're gonna get through this. My ma's genees van lupus af. En sy het dit terrible gehad. Sy het dit terrible gehad. Sy kon nie in die son kom nie, dan swam sy uit. So sy het dit nie meer nie. Halleluja. Dit is 'n auto-immune disease. So ek sal vir jou sê, ek gaan definitief vir jou sê dat jy saam met my moet werk, dat ons daai journey kan aanpak en dit sal 'n sistematiese transition wees, want jy gaan moet aanpas jou leefstyl, jou denkpatrone. Ons gaan definitief bloedlyn goeders aanspreek, daai goed toemaak tussen jou en jou man, want wanneer 'n mens in 'n marriage is daar nou obviously 'n soul tie, so ons moet alles in jou lewe en sy lewe aanpak. En dan kyk ons na julle leefstyl, denkpatrone, oefenpatrone, al daai tipe van goed. Wat is jou triggers? Hoekom is daai triggers? Ons maak dit skoon en dan daarmee saam wil ek ook vir jou sê, onthou elke liewe dag het ons new mercies. We are a new creation in Christ. En selfs wanneer dit kom met bloedlyn goed, ons maak daai toe, maar dan moet jy ook weet, we have died with Christ and we have risen with Christ. Dis wat Romeine sê. So ons is nie meer wie ons was daai tyd nie. Ek het ook hard geparty. Ek het ook in my jonger dae, ek het alles gedoen wat ek nie moes doen nie. Okay? En ek staan nou as 'n koningskind en ek sê net daai sal my nie raak nie. Amen. Verstaan jy? Jy hoef jouself nie submit aan die idee van ek het op 'n stadium met ek iets verkeerd gedoen en nou moet ek die konsekwensies dra nie. Ek is jammer dit werk nie so nie. Dis nie die tipe pa wat ek ken nie. Verstaan jy? My pa is baie lief vir my. Hy gaan nie toelaat dat daai gebeur nie. Inteendeel, hy sal dit eerder op homself vat, which he did. Absoluut. Verstaan jy? Dit verstaan ek 100%. Ja. En dit is die roete waarop ons is op hierdie stadium. Ons bid dit weg. Bid dit weg. Bid weg. Dis klaar weg. So hou net gou vas. Dis klaar weg. Dit is woord al klaar nie aan jou nie. Ja, dit klaar. So moet dit onthou, ons werk nie na ons victory toe nie, ons werk van 'n plek van victoriousness af. Okay, great. Ja, ek is definitief in. Hierdie is soos dis wat ek vandag nodig gehad het, want ek het ver oggend opgestaan met ontsettende pyn en ek het vir God gevra kom nou weer. Maar nou kom hierdie webinar op. Kan jy glo? Dit is absoluut gestuur vir my. Baie dankie. Ek gaan definitief aansluit by jou. Blessings vir jou. Dankie Marilou. Wonderlik. Kom ons gee gou vir Elyn ook 'n spreekbeurt. Elyn, is jy daar? Ja, ek is hierso. Daar sy. Ek is nou vir die laaste 3 jaar gediagnoseer met kompleks PTSD. Ek het eers geweet daar's so kompleks ene nie. En severe panic attacks. Nou, ek het ook 'n toksiese eerste huwelik gehad, maar myne was nie net emosioneel nie, dit was fisies ook. En toe ek my weer vind, toe's ek enkel mamma met 3 kinders. 3 jaar, 11 maande en 'n newborn. So ja, dit was vir my nogals rof. En so het dit aangegaan, ek het 'n nuwe pos gekry, ek het getrek, my ex-man het toe nou agterna getrek. So, tot hulle is nou al oud en uit die skool, maar ek moes so sukkel, met geen onderhoud nie, so dit was na die finansiële abuse ook. My ma was al die jare kronies siek, so hospitale was die kuierplek vir ons. Ek was naderhand siek, want my ma was net in die hospitaal, ek was by my ouma. Met COVID het ek 8 familielede verloor. En toe in 2022 is my ma oorlede. Hulle het finansiëel glad nie meer kon medies bekostig nie. Iemand moes na kyk. En ek het soontoe gegaan en letterlik het 'n dokter my gewys om die drip te doen, om alles. Sy het vog op haar longe gehad, waar ek fisies met 'n stofsuier wat die dokter vir my daar mekaar geklaan het, moes uitsuig. Dit was iets verskriklik. En toe
is ek baie jaar toe sy oorlede is. Daarna is my skoonsussie oorlede en letterlik niemand wou ingaan om haar lijk te gaan skoon wil aantrek en al daai goed nie. Hulle wou nie laat die lijksbesorgers dit doen nie. Ek moes dit doen. Toe werk ek vir jare vir my huidige man. Dis 'n familiebesigheid en in 2024 het ek letterlik by hom bedank want hy het 'n narcissistiese broer en my pos was hoër, ek het hoër kwalifikasies en dit kon net nie meer nie. Vandag het die besigheid letterlik eintlik gesink. Daar is nie meer kontrakte nie, daar is nie meer werk nie. Hulle sukkel nou. En maar met dit voel vir my 10 maal erger as al daai dood en daai goed. Ek het in 'n volle burn-out gegaan en bedoelend daarby, ek weet nie of dit senuweeinstorting ook is nie, kon nie opstaan nie, ek kon nie eet nie, ek het onder kombers in 'n donker kamer bly lê en eventually kom ek nou, jy weet, beter en beter. Ek het letterlik by Pick n Pay ingang in mekaar gesak, so bang was ek om tussen mense te wees. En as ek vir julle kan sê, ek was die sterkste mens in elke werk wat ek gehad het, was ek net gekomplimenteer. Ek kon enige ding aanpak. Ek het almal se probleme vir hulle gevat en uitgesorteer. En maar nou is ek konstant in trane, ek's konstant benoud, ek's konstant bang. So ja, ek weet nie, ek's net op daai punt van ek weet regtig nie meer wat ek kan doen nie. En as ek bid, eerlik, as ek moet eerlik wees, dan ek voel of ek die plafon bid, maar daar's altyd iets wat my distrek. Ek kan net nie fokus op daai gebed nie, om net stil te raak nie. Ek dink aan iets anders, van wat gaan ek nou maak vir dit, en wat van die ene. So ek kan net nie op daai plek kom waar ek net kan werklik bid, en laat die Heilige Gees vir my lei wat is die volgende stap nie. So. Elaine, soos wat jy praat, wil ek net vir jou sê, jy is nog steeds 'n sterk persoon. So weer eens ook, die kondisies en die ervarings wat jy nou het, is 'n ervaring, dis nie jou identiteit nie. So ek wil jou net ook daarso net vinnig, ek wil amper sê, is 'n geestelike chiropractor sessie hierso gee, want jy is nog steeds 'n sterk persoon, maar jy het 'n ervaring. En nou moet ek ook sê, ek dink dit sal goed wees ook dat ons bietjie 'n one-on-one hou. Ek sal baie graag vir jou wil bid. Ek dink daar is 'n bietjie deliverance wat ons moet na kyk, na waar is daar moontlike deure oop. Partykeer kan 'n mens daai nie self raak sien nie, maar as jy iemand anders het wat objectively kan kom kyk na jou, kan sê unemotionally kan kom fyn kan met liefde, dan kan ons 'n bietjie skoon maak ook. Maar dis nie God se wil vir jou dat jy in so angstig of in so angstige situasie is die hele tyd nie. Dit mag ook dalk wees, nou kyk, partykeer laat die Here sulke goed toe, want jy is eintlik 'n sterk persoon, you can actually deal with it. En wat gaan gebeur is dat jou testimony gaan ander mense help. So alles wat ons deurgaan, as ek nou gaan kyk na al my ambassadors, al die ambassadors wat ek huidiglik op het, op die wellness groep, almal van hulle gaan deur health issues, almal. Nie een van hulle is health gurus of health experts nie. Almal van hulle gaan deur health issues. Hierdie is 'n verslaafde, daai is jy weet is sukkel met emotional eating, daai is jy weet het 'n kroniese siekte, daai het almal gaan deur iets. En hoekom dit vir my so powerful is dis hulle testimony, want ons moet ander mense help om daar deur te kom. So jy gaan nou hier deur en ek glo dat everything works together for the good. En dis nie vir niks nie. So ek sou sê hou 'n joernaal, kyk wat is jou triggers, kyk hoe daai werk, hoe word jou gedagtes aangeval, hoe voel jy oor sekere goed. Wees amper soos 'n derde persoon waar jy objektief na jou eie lewe kyk en net observe. Wat gaan in jou liggaam aan, wat gaan in jou gedagtes aan, wat is 'n patroon? As jy kan notas sal maak daardeur, want daai gaan, wanneer jy met ander mense gaan werk eendag, which is gonna be the case, want wat ons deurgaan is wat ons
is where the anointing actually lies. So ons coach mense op die areas wat ons nou leer hoe om victorious in te wees, which we are already in Christ. Okay. Ons definitief sê kom en gesels met my. Ons kan daai tipe van goed het ook alles is altyd fisies, siels en geestelik. So as ons kan kyk om 'n bietjie 'n paar goeders in plek te stel om jou nervous system op 'n fisiese level te kan kalmeer. Ons doen 'n paar terapie wat jou help om wanneer jy getrigger word, hoe om daai te kan hanteer. Ek het 'n beautiful vriendin wat nou op hierdie stadium ook gaan inkom as een van die experts wat mense help om how to, ek wil amper sê own their loss, want in baie van hierdie gevalle gaan ons deur loss. En ons weet nie hoe om met loss te werk nie. Ons weet nie hoe om daarmee te associate nie. Ons weet nie hoe om dit te verwerk nie en die liggaam hou score. Okay, en dis wat ons doen met die quantum scan ook. Ons kyk waar die liggaam spoor gehou, want ons voel partykeer ons het oor goed gebid. Ons het dit al deurdink. Ons het al daardeur gewerk emosioneel, maar jou liggaam reageer nog steeds. Ek onthou, laas jaar het ek 'n besigheidspartner gehad en die dag toe ons business partnership opbreek, het ek geweet dit was die beste ding van die oomblik wat dit begin gebeur het ek geweet in my conscious brein dit is die beste ding om te gebeur, maar ek het deur 'n angsaanval gegaan vir 2 weke. So ek weet hoe dit voel, kan ek nou ook vir jou sê. En ek het net die tools gehad om te weet hoe kan ek myself rustiger maak? Wat kan ek gebruik eerder as medikasie om my nervous system te en obviously die gebeure wat daarmee saamgaan. Ja, my medikasie, hulle sit net op en op en op. En dis wat hulle gaan by 5 spesialiste. Dis insane. Ek weet maar dis wat gebeur. Dis ongelukkig wat in daai industrie kan jy medisyne maak en nie gesond nie. Dit haai Dit was al so dat ek actually in 'n inrigting was vir 'n dag, maar as jy ernstig angs het om jou daar te gaan sit, dis 10 maal erger. Dis glad nie goed nie. Ja, maar dis 'n ervaring. Ek wil amper sê dis 'n adventure waardeur jy gaan. En adventures is partykeer scary. En dis okay. But actually on the other side of the adventure, jy's nog steeds veilig. Jy's nog steeds in God se hand. This is just one hell of a roller coaster ride. So strap in and enjoy, wil ek amper vir jou sê. En nie dat ons dit wil verleng nie. Ons wil hierdie roller coaster moet tot 'n einde kom. Maar ons altyd in die lewe weer 'n ander roller coaster waarop ons klim. Ja. Dis ons gaan nooit ophou groei nie. Ja. So, maar ons is hier om saam met jou te journey line. Die ding is om te weet dat jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. En dan wil ek ook vir jou sê as ek gaan kyk na ek weet nie of julle weet wie Barbara O'Neill is nie. Ja. Sy was ook in 'n abusive relationship gewees. Sy was getroud gewees met 'n man wat haar hoeveel kere met 'n geweer amper doodgeskiet het, haar en haar 6 kinders. En sy het oornag met niks as net haar 6 kinders gevlug. Ja. En kyk waar staan sy vandag. Ja. So, die Here is getrou. 2 kinders, 6 kinders. Die Here is getrou. He's done it before, he'll do it again. Okay. Nee, ek sal definitief kontak maak met jou. Ja. Baie dankie, ek waardeer. Blessings vir jou. Dankie. Wow. Okay, kom ons kyk, daar's nog 'n hand op. Marilou, kan ons gou vir Nadia help? Ja, absoluut. Okay. Nadia, kan ons vir jou 'n spreekbeurt gee? Kan julle my hoor? Yes. Ons hoor jou. Hallo Nadia. Marilou, ek is so bly jy doen dit vandag. I mean, ek dink ek bid al lankal vir so iets en nou die Here is net goed vir my, maar nou wil ek met jou praat. Ek het ernstige hulp nodig. Nommer 1, 2024 verloor ek my werk. Ek verloor op dieselfde dag verloor ek my ma, my broer. Ek is self amper dood. Ek is deur 'n helse klomp nonsens in my jare. Ek het my spraak verloor op 'n stadium voordat ek begin het met die program. Ek is in so 'n depressie en ek is altyd alleen. Om die waarheid te sê, ek weet nie meer watter kant toe nie. Ek is diabetes, het skokklierprobleme
en ek is rot. Sit ver oggend toe so ek glo vas in die Here gaan vir my help en so aan, maar ek sit met groot gesondheidsprobleme waaroor ek baie worry. En ek dink dit kom voor in my video's of dit kom voor. Ja, as ek vir jou sê my vel, my hare val uit, ek is altyd moeg, ek weet dit is die diabetes, ek is 'n tipe 2 diabetes, maar ja, ek was heeltemal uitgebrand, my kop slaan vas, ek het die hele lange lys wat ek vir jou kan sê, maar ek het hulp nodig, so wat kan jy vir my voorstel? Kyk, met al daai goed, ek sal vir jou voorstel kom journey saam met my, want ons unpack al daai goed. Ek hoor jou ook identifiseer met hierdie kondisie en dit is nie joune nie. Dis nie jou depressie nie, dis nie jou diabetes. Ek gee nie om wat se nommer diabetes dit is nie, dis nie joune nie. Okay, so dit behoort nie aan jou nie. Jy het ervarings nou daarvan en ons kan 100% daai met kosse reg kry. Dit kan ek jou ook sê. Diabetes 2 is die maklikste, wel, ek weet nie of julle weet nie, maar Alzheimer's word diabetes 3 genoem. Ek weet nie of julle dit weet nie. Dit het alles te doen met kosse. Anyway, dis 'n storie vir 'n ander dag. So ek sal sê kom journey saam met my sodat ek saam met jou daardeur kan werk. En dan ons gaan dalk nie alles op een dag tackle nie, maar ons begin om te untie. Ons ontbind jou van al hierdie goeters in die gees en die vlees met gesondheid en ons journey net saam. Jy hoef nie te voel jy's alleen nie. Dit is so die vyand om ons te laat glo ons is alleen. En ek weet, partykeer sit ons fisies alleen. Ek's 'n alleen ma. Daar's baie naweke wat my kinders nie by my is nie, my vriende is nie besig en dan sit ek fisies alleen, maar is ek ooit alleen? Nee, ons is nooit alleen nie. Weereens op die kwantumveld, as jy kwantum gaan begin verstaan, gaan jy verstaan there's no such thing as time or space. So ons is altyd actually saam met die mense vir wie ons lief is. Anyway, dis Maar nou wil ek net gou ook iets vir jou sê. Ek is nie so alleen nie. Ek is getroud, ek het 'n wonderlike man. Ek wil ook vir jou sê ek weet nie wat dit is nie, maar ek is op vreeslike jou daar is. Dan verloor ek fantasties gewig, nê? En ek lyk awesome. Ek love it om te gym. Maar ek voel net nie nou waar ek 'n halfuur kon gestap het, kan ek nie eens loop tot by die hoek nie. So ek vermy dit. En dan wil ek ook vir jou iets sê vra. My man, nê, het HSP. Ek dink jy weet wat HSP is. Nou, wat kan jy vir my voorstel, vriend? Want weet jy wat, Marilu, die arme man is in soveel pyn. En ek weet waaroor dit gaan, is die manier hoe hy loop. En sy rug kan dit nie hanteer nie. Want die manier hoe hy loop, ek weet nie, jy sal verstaan. Ek weet die ander mense sal nie verstaan nie, maar hy sukkel, hy het rugpyn. Hy's in konstante pyn. Hy loop vooroor. En hy's maar 50. En hy's ook net soos ek lief vir gym, maar hy kan nie gym toe gaan nie, want hy's in konstant pyn. Dink jy ons kan altyd saam met jou journey? Absoluut. Bring hom saam. Okay. Kyk, en dit is dis moeilik vir my om te sê, jy weet, ek kan nie mense net sommer ek kan nie vir jou 'n solution nou dadelik gee nie, want daar is assesserings wat ons moet doen, sodat ons kan presies sien wat gaan jou gesondheid aan, wat is jou, so ons deel van ons assessments is om te kyk hoeveel toxins het jy in jou liggaam. So jy dink jy dalk net 'n bietjie, maar jy sit dalk met 'n hoë level van toxicity in jou liggaam en dan moet ons daai aanspreek. En ons spreek dinge aan in fases. So ons kyk eers na hoeveel toxicity het jy in jou liggaam en dan waar kom daai vandaan? Jy weet, is daai net die kos wat jy eet of is dit ook bly hulle naby kragstasies? Is jou wifi aan deur die aande? Slaap jy by jou selfoon? Jy weet, daar's al daai tipe van hoeveel gifstof het jy in jou huis? Met watse skoonmaakmiddels maak jy jou huis mee skoon? Ons dink daai het nie 'n effek op ons liggaam nie, maar dit het.
So ons gaan kyk na al daai verskillende goed en dan sê ons, okay, kom ons begin by hierdie punt. Ons maak skoon, ons maak skoon. ons Okay, maak skoon, weet jy ons- wat? Ek gaan met jou journey, want ek kan nie meer nie. Ek wil weer by die gym uitkom. Ek kan nie daar uitkom nie. Ek is so moeg dat ek noem dit die duiwel wat my elke dag aanval. En ek is so moeg daarvoor. Ek kan nie meer so aangaan. So ek sal regtig saam met jou wil journey. Kyk, ons verstaan dat die vyand ons kom aanval in die gees en dis al hoe ons dit nog altyd verstaan het, maar he's been very busy in the world. Daar is so 'n groot agenda vir destruction in ons wêreld met alles en dit raak so diep as ek gaan begin vir julle vertel die onheil wat om ons actually is. Dis eintlik insane. En dis nie om mense bang te praat of om weet nou, maar wanneer jy bewus is daarvan, dan kan jy daarmee. En dit is my hart. Ek lag altyd sê want toe ek 'n kind was ek baie rebels geweest. Ek sê baie rebels, maar ek het alles bevraagteken wat my ma en my pa vir my gesê het en ek het nooit geglo wat hulle vir my gesê het nie en ek het regtig daai spiertjie begin oefen van om alles te bevraagteken en nou doen ek dit nog steeds. Maar nou het die Here dit so omgedraai dat ek dit vir die regte goed doen. En ek as mense ons gaan deur alles loop en ons maak al skoon en ek beloof jou wanneer jy as jy dit die eerste keer gesien het, gaan jy dit nie kan aansien nie. En dan begin jy self wakker te word van die waarheid, wat om te doen, hoe om met jou liggaam te werk. En nou moet ek ook sê, Nadia, jy gaan deur fases gaan. So dis soos selfs met besigheid, dis nie 'n straight line op nie. Jy gaan 'n bietjie groei en dan gaan jy weer miskien 'n terugval hê en dan gaan jy weer 'n rugpyn hê, maar jy gaan weet hoe om dit te hanteer. Jy gaan weet hoe om daar te voel, jy gaan weet wat om oor jou uit te spreek. Dan vat ons die volgende trappie en ons dis 'n journey saam. Maar jy kom daarby uit. So ek sal definitief sê kom bring jou man journey saam want julle gaan dieselfde kosse 10-1 begin eet. Julle kan saam kos maak, julle kan saam hierdie ervaring hê en ek dink is eintlik goed as couples dit saam doen. Want dan het jy ook daai accountability en die support. Okay. Ja, ons gaan definitief, ek gaan nou nie baie tyd vat nie, maar ons gaan definitief saam journey. Ek dink dit sal tyd dat ek vir myself kans gee vir Nadia. Maar dis iets wat ek nooit gedoen het nie. Ek dink is iets wat ek van my ma geleer het, dat sit altyd ander eerste en ek is laaste. So Ons moet in onsself invest. ja, Jy is jou mees valuableste asset. absoluut. Okay. 100%. Baie dankie Marilou. Nadia. Daar's sy. Dit lyk asof ons almal geantwoord het, maar vir gou hierdie mooi ding lees. Ronel Bam, sy skryf hierso. Sy is 5 jaar terug met kwaai depressie gediagnoseer en op medikasie geplaas. En sy het geglo dis nou maar so. Maar einde verlede jaar is sy weer opgeneem en na dit toe sy uitkom, het sy gaan dink en begin reflekteer. En net daar op 'n dag praat Abba met my, Ronel, los jy al hierdie gemors? En dan sê sy, ek het stelselmatig begin met al my pille, dit gelos. Dis nou 3 weke terug, waar ek al my pille gelos het en dis absoluut 'n journey met Abba Vader. Well done, Ronel. Dis 'n groot oorwinning. Ja. Dis wonderlik. Die Here wil ons vry hê. Nie net vry Ja. finansies nie. En weet julle wat gebeur nê? Finansies, as jy sukkel met finansies en die rede hoekom ek hierdie kan sê is dis die journey wat ek ook moes gestap het. Daar is ongelooflik in my familielyn is daar finansiële vloeke van alle soorte. Ek staan elke dag daarin, maar finansies op die ou einde van die dag is 'n refleksie van jou self-worth. Ja. So as jou finansies beroerd is, kan ek vir jou nou sê jou self-worth is under attack. Ja. So en wat gaan daai bevoordeel? Hoe gaan jy jou self-worth verbeter? Nommer 1, jy moet jou God ken. Nommer 2, jy moet begin jouself sien soos wat hy jou sien. En wanneer daai gebeur, gaan jy sekere goed nie meer toelaat nie en dan gaan hy met jou praat soos wat hy met Ronel gepraat het en gesê het los hierdie gemors.
En wanneer jy begin vir hom sê, okay, ek's nou oop, ek lê alles toe. En hy het al met ek is op die punt waar hy wil vir my sê, nou ek het niks medikasie in my huis nie. Maar ek het groot geword met 'n ma wat 'n badkamerkassie vol medisyne gehad het en dit was stock standard die gewoonte. Ek onthou toe sy my begin bevraagteken waar's my badkamerkassie, dis ek sê ek het 'n kassie vol essential olies en Vitamiene C's, jy weet, dis myne. Maar selfs daarmee die Here het die eendag vir my ook gesê, hoekom hardloop ek altyd eers na my essential olies en my Vitamiene C's toe? Wanneer my kind nou begin skreeu oor sy beenpynne of hierheen begin te hoes, omdat dit my passion is en ek weet hoe die liggaam werk, spring ek altyd eers soontoe. Maar selfs 'n goeie ding kan 'n idol word as dit voor God kom. So ons moet selfs dit, die goeie goed van die lewe neerlê. En dan moet ek ook vir julle sê, daar is soveel wat ons ook doen in die kursus is, ons doen baie keer 'n water fast. Want as ons partykeer daai goed gaan neerlê, ek doen baie keer, ek het 2 weke terug het ek 'n water fast gedoen. Dan drink ek water vir net 3 dae lank. 72 uur more or less. En jou liggaam kan dit doen. Veral as jy hom gesond gehad het. Nou as jy dit vir die eerste keer gaan doen, gaan jy deur baie pyn gaan in daai proses, maar ek help mense om daardeur te gaan. Dat jy kan in 'n ritme kom om te vas en ordentlik te vas. Ek dink is amazing dat Jesus vir 40 dae lank gevas het sonder enige kos en enige water. Want die hoeveelheid wanneer jy jou liggaam so kan, ek wil amper sê op die backseat sit om net by die Here te hoor, dan kry jy ongelooflike deurbrake. En Jesus praat ook daarvan, daar's sekere goed wat as dit nie wil breek nie. Jy het nou alles gedoen. Die disippels het hom gevra, hoekom wil die duiwel sê vir ons luister nie, maar hulle luister vir jou? Toe sê vir hulle, want sekere goed kom net uit deur prayer and fasting. So daar's actually soveel power om 'n fisiese fast te doen. En 'n water fast is ongelooflik powerful in liggaam, siel en gees. So ons leer mense om ordentlik te vas ook. Oh, wow. Dankie Marilou. Ek dink ons het al die geantwoord. Ek gaan hierdie in die klaskamer laai en onder dit gaan ek vir julle Marilou se kontakbesonderhede gee met 'n bietjie meer detail oor haar kursus. Dan kan julle haar kontak, so dit gaan teen vanmiddag sal dit in die klaskamer wees met al haar besonderhede. Dan kan julle met Marilou gesels dat sy vir julle help. Marilou, wat so powerful. Baie dankie vir die geleentheid. Ek's regtig geëer dat ek hierdie met julle kon deel en ek hoop dat ek glo die saad het op goeie soil geval en dit gaan op 'n stadium opskiet. En onthou net dat hierdie investment is nie net vir jou nie, dis vir jou en die generasies wat nog kom. So jy invest nie net in jouself nie, jy invest in jouself en almal anderste wat om jou is. Want wanneer jy andersins begin lewe, het daai 'n absolute direkte invloed op ander mense ook. So doen dit. Ja. Dankie Marilou. Blessings vir julle almal. Mag julle 'n wonderlike dag vandag geniet.